Afgelope paar weke is ons gewikkel in 'n reeks boodskappe wat koppel aan die tema wat die Here vir ons gegee het as gemeente vir hierdie jaar. Daardie tema is in sy teenwoordigheid. Nou, dis 'n tema wat uiteraard ons uitdaag, maar as ons sê in sy teenwoordigheid, dan nou God se teenwoordigheid op te soek. Bereid te wees om dieper in te tap by die Here. En ook soms die onsekerheid van wat is vir my te wagte in sy teenwoordigheid, weet ek nie. Maar een ding weet ek is honger en ek is dors na meer van hom, meer van sy gees, meer van sy liefde, meer van sy heerskappy in my lewe. As jy nie die eerste keer nou inval op ons YouTube kanaal, het ons die eerste 2 dienste kon laai, in sy teenwoordigheid die eerste een, en toe ook jou plek van ontmoeting, waar ek die gemeente uitgedaag het om soos Moses 'n tent van ontmoeting buite die kamp gaan opslaan het. Dit het hom effort gevat, dit het hom moeite gevat om daar te kom. Hy moes homself afsonder. So daag ek jou uit om 'n plek van ontmoeting te vind met die Here. Om dit nie net een keer te doen, maar om dit konstant te doen. Want dit gaan van jou af. Die mate wat jy by die Here intap. Laasweek se diens het nie op YouTube verskyn nie, want die Here het beheer gevat by die diens. Laasweek het ons bedien oor kom na my toe. Die Here, Jesus is die bruidegom. En hy het ons uitgenooi en gesê kom na my toe. En toe ek nog die woord wou begin, toe die Heilige Gees ander planne, en ons het soveel mense kon bedien. Op 'n stadium is die woord uit, maar die bediening het voortgegaan. En die Here het iets pragtigs gedoen. Vanoggend is my tema, hulle moet val. Hulle moet val. En vanoggend, waar my vorige boodskappe 'n persoonlike uitnodiging was om intiem met die Here te ontmoet in sy teenwoordigheid, is vanoggend se boodskap 'n uitbeelding uit die woord. Wat gebeur wanneer jy werklik God se teenwoordigheid binnegaan? Wat gebeur? Nou, ons PowerPoint gaan jou nie vandag help nie. So daar's nie 'n PowerPoint. As jy jou Bybel het, maak vir my oop. By die boek van 1 Samuel, hoofstuk 4. 1 Samuel, hoofstuk 4. As jy die Bybel op jou foon het, maak hom asseblief oop. Op 1 Samuel, hoofstuk 4. Nou ek gaan basies in 1 Samuel, hoofstuk 4, 5 en 6, dalk 'n stukkie van 7 gaan ek gaan basies die verhaal wat hier afspeel, is my boodskap vanoggend, en ek wil jou uitnooi om saam met my te kyk. Jy kan ook in jou persoonlike tyd, kan jy in daai skrif gaan indelf. Dit is 'n ongelooflike stuk geskiedenis, maar dit is 'n ongelooflike beginsel wat dit inhou. Die konteks wat hier gebeur het, is die ark, die verbondsark van die Here, is deur die Filistyne gesteel tydens 'n oorlog. En dit het massiewe implikasies gehad. So ek wil graag met jou deel wat hier gebeur en hoekom die boodskap is, hulle moet val. En wat is dit wat vandag moet val in my en jou lewens? Ok, nou 1 Samuel, hoofstuk 4, begin die verhaal. Ek gaan meer van die verhaal vertel, maar ek gaan hier en daar ook in die skrif lees. So as jy saam met my deur die verhaal kan gaan. Jy sien, in hoofstuk 4 vers 1 is die opskrif in my Bybel, die ark word buitgemaak. Nou wat gebeur het is, die Israeliete en die Filistyne het opgetrek in oorlog. En hulle
Hulle het op die grens tussen die twee koninkryke gestaan. Die Israeliete het hierdie kant kamp omgeslaan, die Filistyne daai kant toe. Die Israeliete was nie in geregtigheid nie. Hulle het nie in geregtigheid gestaan nie. Daar was onbeleide sonde, daar was afgodsaanbidding wat in die Israeliete se kamp plaasgevind het, wat onder die volk plaasgevind het. Selfs die priester Eli en sy twee seuns het nie in geregtigheid gestaan nie. Daar was erge sonde in daai kamp. So selfs die mense wat namens die volk met die Here moes praat, het in ongeregtigheid gestaan. Soveel so, Eli se twee seuns, Hofni en Phinehas, hoe spreek ons dit uit? Maar in elk geval, Hofni en Phinehas, die twee het gegaan en waar offerhande gebring is in die vorm van vleis, wat gebring is om geoffer te word, terwyl die offer aan die gang is en wanneer die offer klaar is, kon die priester vir hom met 'n vurk insteek en hy kon 'n rantsoen van dit vat vir homself. Dit was deel van God se opdrag, dat die priesters kon leef uit dit wat gebring is. Maar wat Hofni en Phinehas gedoen het is, hulle het voor die tyd, wanneer die mense kom, dan soek hulle die beste vleis uit. En hulle sê, ons soek daai rantsoen vir onsself. So hulle het die offerhandes besteel, wat moes kom om God te aanbid. En meer as dit, wat hulle gedoen het is, die diensmeisies wat kom serve het in die voorhowe, wat kom dien het in die voorhowe, hulle het met hulle geflirt en seks gehad. En hierdie was 'n absolute afskuwelikheid voor die Here. Dis die mense wat namens die volk by die Here moet intap, en dis wat hulle doen. Eli was bewus van sy seun se sonde, en hy het soos baie ouers vandag nog, hulle uitgetrap, hoe kan julle dit doen? Wat doen julle? Hoekom sien julle nie wat julle doen nie? Maar hy het niks gedoen nie. Daar was geen gevolge van hulle sonde. En omdat Eli nie opgetree het in sy eie sin het, het die Here gesê, ek neem die priesterskap by jou en jou huis weg. En die teken wat jy gaan kry, dat dit gebeur is, jou twee seuns sal op een dag tegelijkertijd sterf. En iets van God se heiligheid, iets van hierdie God, wat nie sonde duld nie, moet ons lees in hierdie stuk. So wat toe gebeur, hier staan die twee volke, Israel en die Filistyne, is op pad om met mekaar te vlug. Israel dink arrogant, maar God is mos aan ons kant. Ons sal die oorwinning kry. En hulle gaan in hierdie oorlog by die Filistyne in arrogansie. En hulle beklei teen hulle, en Israel verloor, en 4000 manne word doodgemaak in die oorlog. Hulle trek terug en hulle dink, weet julle wat, hier is ons plan. En die ouderlinge onder hulle sê, hier is ons plan, kom ons laat kom die verbondsark van God. En ek wil net gou daai ons uithaal, as jy in Hoofstuk 4 vers 3 kyk, die manskappe van Israel in die laar kom, met die leiers gesê, nou die ander vertaling sê die ouderlinge, die elders, het gesê, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark van die Here uit Silo, na ons toe, dat dit by ons kan wees, om ons te red uit die gryp van, uit die greep van ons vyande. Ek wil hê jy moet twee goed sien daar. Eerstens, die vraag, hoe durf die Here ons laat verloor? Die arrogansie, want baie keer is dit nie wat ons doen nie. Ons sit met goed in ons lewens, wat ons weet nie reg is nie, maar ons is reg om die Here te blameer wanneer dit nie goed gaan met ons. Hoe durf die Here dit doen, maar ek sit met areas in my lewe, wat ek weet, hierdie is nie in lyn met God se woord nie. Hierdie is nie wat God vra, van 'n gelowige geesvervulde kind van God, wat Christus eerste stel in sy lewe nie. I'm not dealing with it. En dan gaan dit sleg met my, dan gaan dit finansiëel tekortkominge, dan verloor ek my werk, dan gebeur die volgende ding, en dan wil ek sê, Here, hoekom? Hoekom gebeur hierdie goed?
En dan in daai vers, as jy hom lees in jou Bybel, my 83 vertaling, kom die woord ons 5 keer voor. Die Here moet sorg dat ons gered word. So ons gaan nou sy verbondsark gaan haal, want die verbondsark was die simbool van God se teenwoordigheid. In daai tyd, die verbondsark was toe die volk deur die woestyn getrek het, was dit die allerheiligste. En dis daar waar die priester 1 keer 'n jaar kon ingaan en met God self kon praat en versoening doen vir die volk se sonde. So in die verbondsark was die wet op tablette daar. En die 2 gerubs wat om dit is, het die verbondsark beskerm. Daai verbondsark was 'n teken van God self in die midde van sy volk. En weet jy wat, die nasies om hulle het dit ook geweet. Hulle het geweet, dis 'n teken van God self. Maar die arrogansie om te sê, ons gaan vir God wys, as sy ark hier is, sekerlik sal, as sy ark saam met ons in die oorlog ingaan, dan gaan ons die oorwinning kry. Mense gaan ons vrees, want God se ark is hierso. Interessant, as jy lees in daai stuk, en jy lees hierso vers 6 aan die einde, die Filistyne het uitgevind dat die ark van die Here in die kamp aangekom het, hulle het bang geword, want hulle het gesê, God het in die kamp van die Israeliete aangekom. Is interessant in hierdie verhaal, dat die Filistyne meer vrees vir God openbaar het, as wat sy eie mense vir hom openbaar het. En nou wil ek vra, vandag, hoe lyk die vrees vir God in die kamp van sy kinders? Hoe lyk die ontzag vir God wat ons het? Hoe lyk die ontzag vir God in wêreldmoondhede oor die wêreld heen, met alles wat aan die gang is? En waar God se naam selfs gebruik word, ons beklei, want ons wil God beskerm en Christen gelowiges beskerm, maar die goed wat ons doen in die naam van die Here. Is die vrees vir God nog steeds in ons midde? Is die ontzag en die respek vir God nog steeds in ons midde? Ja of nie? Die Filistyne het toe vir hulle mekaar gesê, nee, ons moet vandag dapper wees, want as God in hulle midde is, dan gaan ons moet beklei, want wie kan staan teen die God van Israel? En is in daai oorlog in, en weet jy wat gebeur? 300.000 Israeliete gaan dood. En God sê, jy in arrogansie, jou eie planne, jou eie geregtigheid, jou eie redding wil bewerkstellig, kom ons kyk, hoe goed gaan dit met jou. En in daai oorlog word die verbondsark deur die Filistyne gecapture. Hulle kry die verbondsark in die hande. En hulle is in ekstase. Hulle is in ekstase en hulle dink, they've made it. My vraag is, en ek wil sommer net 'n paar vrae hier vra, soek jy God se teenwoordigheid vir wie hy is, of vir wat hy vir jou kan doen? Gaan dit oor wat God vir my kan doen? Of is ek besig om by God in te tap, in ontzag, en erkenning, en in aanbidding vir wie hy is? Of is hy net die spaarwiel? Ek praat met die Here elke keer as ek in moeilikheid is, as ek 'n probleem het, en dan moet die Here nou opdaag. Dan eis ek dit amper van hom, en ek is reg om hom te blameer, as dit nie gebeur nie. Nader ek God op my terme, of onderwerp ek aan sy terme, wanneer ek in sy teenwoordigheid inkom? Wat doen ek? Hoe hanteer ek dit? 30.000 voetsoldate dood. Ek wil gou ingooi, wat nou gebeur is, een ou uit die Benjamin tribe, kry dit toe reg, om terug te gaan na Silo. Nou die ark was in Silo, en hy is daar gehaal, en Eli was 98 jaar oud, hy kon nie saamgaan nie, maar Hofni en Phinehas is saam met die ark, en Eli is bekommerd oor die ark, en wat gebeur die dag toe hulle hom capture? Toe is Hofni en Phinehas doodgemaak, saam met die ark se capture.
Want jy kan nie God se teenwoordigheid ingaan. En almal wil lei in God se teenwoordigheid, maar jy sit met sonde nie. Jy kan nie fake wees vir die Here. Jy moet opreg wees. Here, hier's ek is swak, ek het sonde, vergewe my, reinig my. As wat ek die beeld voorgee, ek is so awesome, en ek is so great, en almal moet na my kyk. In tussentyd sit ek met onbeleide sonde in my lewe, wat ek nie meer deel. Toe Eli hierdie nuus kry, hy het gesit op 'n stoel, op die punt van die dorp, en uitgekyk vir nuus wat kom, en toe daai man aangestap kom, en Eli die nuus kry, toe val Eli agteroor, en hy breek sy nek, en Eli is dood in daai oomblik. En 'n pa, wat sy seuns gekies het bo God, en die seuns, wat gedoen het, wat afskuwelik was in God se oë, is in een slag oorlede, en God beëindig 'n gesin se priesterskap. Daai hele familie, die woord sê, van Eli se nageslag is uitgewis, as gevolg van die feit dat Eli nie eerlik en opreg was met God, en sy kinders gedissiplineer het. Hier's 'n les na baie kante toe, oor vaderskap, oor soeke na die Here, oor eerlik wees, rondom jou eie foute. En wat gebeur toe nou? Nou blaai, voor ek dit doen, ek wil die storie daar verder vat. Wat toe gebeur is die skoondogter van Eli, en ek wil hê, kyk in vers 19, skoondogter, die vrou van Phinehas, was swanger, en sy was op haar laaste. Toe sy die tyding kry dat die ark gevat is, en dat haar skoonpa haar man dood is, het sy vooroor in mekaar gesak, en sy het in daai oomblik geboorte geskenk aan die kind. Interessant die reaksie. Eli val agteroor ten aanhoor van die nuus. Sy skoondogter val vooroor en skenk geboorte. Sy het so uitgeroep, het gelyk of sy doodgaan in haar oomblik. Die mense het haar probeer help en gesê, kyk, dis 'n seentjie, jy sal lewe. Maar sy het hulle nie aan hulle gesteer nie, en sy het die kind se naam genoem Ikabod. Ikabod het sy naam genoem. Want sy het gesê in vers 21, maar die seentjie sal Ikabod genoem word, wat beteken die eer is weggevat uit Israel. Die eer is weggevat uit Israel. So Ikabod beteken geen eer. En Kabod beteken die eer is weggevat. Kom ons kyk na hierdie woordjie eer. Die eer is weg, want Kabod beteken glory. Heerlikheid. Dit beteken in Engels weightiness, that which is substantial, heavy, honor, splendor, power and authority, magnificence and excellency. Dit is wat Kabod beteken. Dit verwys na die heerlikheid van God, die magtige teenwoordigheid van God onder sy mense, die autoriteit van God in jou lewe, die gesag van God oor jou en jou gesin en jou familie. En hierdie vrou het in daai oomblik besef, die ark is weg, my man is dood, my skoonpa is oorlede, God se guns het gelig van ons familie, so hierdie kind wat nou gebore word genoem oneer. Geen heerlikheid, geen krag, geen autoriteit nie. Want God is weg van sy mense. God se heerlikheid, God se guns het gelig van sy mense. Hoe aangrypend. Nou die heerlikheid, staan gehou. Die heerlikheid van God is soos 'n gewig wat op 'n man rus. Dit is soos 'n gewig wat op iemand rus. Ek wil eintlik 'n massiewe jas gekry het, en ek wil dit vir iemand aangetrek het vandag, en daai jas
dra gewig. Een van hierdie pelsjasse dra gewig. But because when God's authority rests upon you, it's heavy. When God's glory comes upon you, when God's favor is upon you, it carries with it a heaviness. Sy heerlikheid is heavy. Maar wanneer God se heerlikheid nie daar is nie, dan lig dit, dan is dit light. So is jy heavy, dra jy swaar aan die teenwoordigheid en die autoriteit en die gesag van God as man vir jou gesin? Of is dit vir jou 'n ligte ding? Gaan jy lig om met die Here? Gaan jy lig om met die gesag en autoriteit van God? En dis Ikabod. Wat beteken, God se heerlikheid het gelig van jou. Anything goes. Vanity. Sonde. Sexual promiscuity. Ek kan maar sit, skus. Om nie jou op die spot sit nie. Jammer, Koos. Hoor julle my punt wat ek maak? Wanneer God se teenwoordigheid en God se gesag nie rus op 'n gesin nie, en hy dit lig, dan begin ons doen net wat ons wil. Ons kinders is ongedissiplineerd. Ons doen niks om te eindig nie. Ek het hierdie jaar, en skus vir die voorbeeld Benjamin, maar hier kom dit nou. Ek het hierdie jaar met my seun vir die eerste keer 'n foon in sy hand. Hy's graad 8. Ek het opsetlik dit teruggehou dat my foon die hele laerskool my seun 'n foon kon kry. Want ek het gesê, ek wil nie 'n tool in sy hand sit wat 'n versoeking is nie. Toe ons die foon in sy hand sit hierdie week en ons gisteraand, toe sit ons met reels. Want 9:30 in die aand wil sy pelle Xbox speel, hulle wil chat, hulle wil goed doen. Ek sê vir hom, Benjamin, 'n foon hoort nie in jou hand na 9 in die aand. Dis 'n broeiplek vir ewel. Want wat doen tieners 10:00, 11 in die aand op 'n foon? My seun slaap nie met sy foon of sy tablet in sy kamer. Dis ons reël. Ons is op pad vir oggend kerk toe. Ons kom gisteraand by die huis en ek kuier met die familie. En 8:45 WhatsApp sy pel. Hy sê my pappa, hier sit nou weer. Wat nou? Ek sê gee daai foon. Ek stuur 'n voice note. Ek sê, hallo pel. Dit's hom job. Benjamin se pa. Ons reël in ons huis is. My seun speel nie na 9 Xbox nie. En hy slaap nie met sy foon in sy kamer nie. Respekteer asseblief ons reëls. Sien jou volgende keer. Ek like jou. Moenie worry nie. As ek as pa nie die reëls gaan neerlê en die boundaries gaan trek nie. Ek werk vir jare met tieners. As jy dink jy sit met 'n tiener in die huis, hy's nog nie gekonfronteer met pornografie nie. Hy's nog nie gekonfronteer met kinders wat kaalvoets mekaar wil steen nie, wat vuil grappe met mekaar wil maak nie, wat videoklips wat vanity en niks seggend is en mekaar wil stuur nie. Dan wil ek sê, wake up and smell the roses. Want dis die wêreld wat ons leef. Nou praat ek met tieners, wat van jou? Waarna kyk ek en jy? Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig om ons tyd besig te hou, terwyl die Here ons roep in sy teenwoordigheid in? Ikabod. Geen eer nie. As geen eer wat ons doen. Ons is besig om die naam van God eintlik oneer aan te doen. Hierdie goed waarmee ons onsself besig hou, as kinders van die Here. En daarom lig God sy guns. En dan wil ons vies en kwaad wees en sê, Here, hoekom gaan dit nie goed met ons nie? Hoekom my finansies nie klop nie? Hoekom nie dit nie? Maar waarmee is jy besig om te kyk? Wat is die reeks wat jy na kyk? Wat is die beperking op daai reeks? Wat is die scenes wat opkom wanneer jy na daai reeks kyk en jou kinders stap in en dan kyk hulle sommer maar saam? Waarmee is ons besig, julle? As kind van God en as kerk van Christus. Dit wat ek in die begin van hierdie diens gesê het, die Heilige Gees bring nie veroordeling, die Heilige Gees bring oortuiging.
God wil ons oortuig van waarheid. Hoofstuk 5. En hier kom ons by die essence van hierdie verhaal. Die essence van hierdie verhaal. Hier is 'n vrou sopas wat haar kind genoem het oneer. God se heerlikheid het gelig. Daar's niks meer oor van die magtige krag en teenwoordigheid van God in ons land en onder ons mense nie. Here, wat gaan ons doen? Wat staan ons te doen? Waarna toe ons op pad heen, as 'n volk, as kinders van die Here? Hoofstuk 5. Die Filistyne die ark van God gevat, het van Ebenezer af na Asdod toe gebring. Ja, die Filistyne die ark van God gevat, hulle het dit na die tempel van Dagon toe gebring en langs Dagon neergesit. Dagon was hulle hoofafgod van die Filistyne. Hierdie impressive figuur, die afgod wat vir hulle moes sorg dat hulle oes op hulle lande, dat die reën kom, dat hulle voorspoedig is, dat het goed gaan met hulle. Dis Dagon. En hulle het mos nou die God van Israel oorwin. Hy kon nie vir sy volk deurkom nie. Hy staan in skande. So ons gaan sy ark hier by die voete van Dagon neersit. Want hy moet onderwerp aan Dagon. Of sou hy thought? So het hulle gedink. En wat gebeur? Toe die Asdodiete die volgende môre opstaan, het Dagon vooroorgeval op die grond gelê, voor die ark van die Here. Hulle het vir Dagon opgetel. En dan kom sit hom weer op sy plek. Miskien het hy nou maar net geval, sy voeting verloor. Ons weet nie. Miskien gebeur dit maar met afgode in ou se lewe. Iets gebeur en daai afgod tumble. Maar wat doen ons? Ons sit hom mooi weer in plek. O, die Xbox kan net nie breek nie. Hel, dit sal tragedies wees. My foon van my kan ek net nie verloor nie. Ons is so afhanklik van hom. Skryf onder die TV gaan. Ons TV breek, dit kos ons 'n hele klomp R1000, maar ons moet waaragtige TV hê. Die goed wat so belangrik is in ons lewens. Hulle het vir Dagon opgetel en op sy plek teruggesit. Die volgende dag het hulle vroeg opgestaan en Dagon het weer vooroorgeval op die grond voor die ark van die Here. Die kop van Dagon in sy 2 hande het afgebreek en op die drempel gelê. Net sy lyf het oorgebly. Hierdie keer is Dagon in stukke. Dagon word totaal en al verneder. Die eerste aand wat hy geval het, val hy asof hy homself, asof hy nie 'n keuse het as om sy knieë te val voor die God wat aan alle mag en krag beskik in die heelal. En toe ek dink ons sit hom weer regop, die volgende oomblik toe sy soos 'n gevalle kryger, wie se kop afgekap is en wie se hande verwyder is. Hy is totaal en al verneder. Hy's verpletter. Hy is gethrash. Daar's niks van hom oor nie. When God fills a space, rivals don't relocate, they are removed and diminished. Wanneer God opdaag in 'n plek, dan word alles anders, het nie 'n keuse as om te val in die teenwoordigheid van die Here nie. God se teenwoordigheid was so swaar, so intens, so vol van waarheid, dat geen leuen in die teenwoordigheid van God kan standhou nie. Daai leuns moet eenvoudig val. Elke ding in my lewe wat
prioriteit bo God inneem, wanneer ek werklik 'n ontmoeting met die Here het, wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here inkom, en daai goed nie anders 'n keuse as om te val in my lewe nie. Hulle moet die knie buig, want God kom eerste. God deel nie sy heerlikheid met iemand anders. Wanneer die ware God in 'n plek opdaag, wanneer sy teenwoordigheid op 'n plek neerdaal, dan neem alles wat voorgee om God te wees 'n plek van onderwerping in. Teenoor die God bo alle gode. Because he is God. God se teenwoordigheid moet elke afgod val. Wat is daai afgoed? Wat is die goed wat kompeteer vir eerste plek in my lewe? When God deals with competition, he does not issue warnings twice. Die tweede keer, toe breek daai afgod in stukke. God's presence exposes without explanation and judges without effort. Dagon did not fall because God was aggressive. He fell because God was present. God het hom nie aangeval nie. God het eenvoudig opgedaag. Terwyl Dagon 'n plek gehad het, 'n seat at the table gehad het, wat vir hom gegee is. Was sekere goed wat 'n seat around our table het, wat eenvoudig nou maar daar is. Ons tolerate dit. Was sekere goed in ons lewens wat ons weet, eintlik as ons nou regtig daaroor dink, nie God pleasing is nie, but we tolerate it. Ons aanvaar dit, ons lees saam met dit, ons vertoef saam met dit, en ons gee vir dit hierdie plek. En ons dink, dis okay, God kan maar saam met hierdie ding in my lewe wees. God kan maar, sy teenwoordigheid kan saam met, ek kan die Here gaan aanbid, en hierdie ding kan ek koester nog steeds. Ek hou dit nog steeds in my lewe. Totdat jy werklik 'n ontmoeting met die Here het. Dan kan nie anders. Wanneer God in jou lewe opdaag, dan buig jy. But that's not what we do. It's not cool worship. Dis nie die cool kerk wat ons dit doen. Verseker nie die cool kerk waar ons op ons knieë val voor die Here nie. Ons moet almal please. Ons moet die awesomeste band hier hê, man. Ons moet rookmasjiene hê. Ons moet great wees in die kerk because we want to please people. Ons wil van hierdie wonderlike kumbaya ervaring hê. Hulle moet uitstap en dit moet hoendervleis wees. But we're not willing to bow the knee to the living God. En to repent en te sê, Here, vergeef my. Ek het goed in my lewe wat kompeteer vir wat aan U behoort. Ek compromise in goed. Ek laat goed in my lewe toe. Ek spandeer tyd aan goed. That is not God pleasing. That is not God honoring. That is not lifting up the name of the Lord Most High. God wil nie kompeteer vir jou aandag nie. God wil nie kompeteer vir tyd met jou nie. Ons sit gisterand, ek sê vir hom, Benjamin, wat? Kom ons sit die Here in hierdie ding. Kom ons, okay, ons het nou moreel gepraat oor die foon. Ons het nou moreel gepraat oor wat kan gebeur. Maar dink jy nie na 9 in die aand wil die Here dalk ons tyd hê? Is dit nie dan die tyd wat ons die woord moet oopmaak en in die woord inklim, as 'n gesin saam bid, voor ons gaan slaap, en unwind, en die laste van die dag op die tafel sit, but what are we doing 9 o'clock at night? What are we doing 10 o'clock at night? Waarmee is ons besig?
Ons sê ons ken Jesus. Ons sê ons stap 'n verhouding met hom. Ons sê hy is die eerste plek in ons lewe, but is he really? Is he really? Ons speel ons godsdiens. Mis ons dit. Julle, ek praat met myself hierso. Ons is in 'n comfort leefstyl, julle. Ons kom by die huis, ons wil eet en ons wil net agter daai favourite reeks van ons gaan sit. Ons wil net so 'n bietjie wat veg. Nee, dis wat ons wil doen. Hoekom wil ons veg? Terwyl die Here ons roep om verkoking te soek by hom. But we're not pursuing him. Ek is nie hier vandag om vir jou veroordeling te bring nie. My gebed is dat die Heilige Gees vir my en vir jou oortuiging sal bring. Oortuiging sal bring. Dat ons op 'n plek sal kom wat ons besef, we need the living God. God says, I will no longer share space with substitutes. Ek wil nie my spasie in jou lewe deel met plaasvervangers nie. Wat het 'n plaasvervanger in my lewe geword vir God se teenwoordigheid? Wat is ek besig om in die plek te sit waar God eintlik eerste plek en teenwoordigheid en tyd en indruk behoort te wees? Wat het ek in die plek daarvan gesit? Places where my name has been mentioned, but my authority is negotiated. Daar's areas in my lewe waar ek noem God se naam, ek verklaar God se naam oor my finansies, maar ek is nie besig om God se teenwoordigheid op te soek oor my finansies. Ek is nie besig om God se autoriteit toe te laat oor my huwelik nie. Is ons besig om saam te bid? Is ons besig om saam die Here se aangesig te soek? Is ons besig om saam in die woord in te kom? Of verklaar ons bloot wanneer dit ons pas en wanneer almal by mekaar is? Ja, ek en my vrou, ek en my huis, ons dien die Here. Yes, but are we doing it? Is our hearts there? Where are we at? Waarom is ons besig? Baie van wat ek met jou deel is 'n profetiese woord wat na my toe gekom het van 'n vrou. My naam Esther Debbie. En ek wil hierdie vir jou lees. Ek wil dit aan jou voorhou. En ek wil hê jy moet hoor wat God hier vandag sê. Dagon stood there for years, silent, unmoving, tolerated, not because it had power, but because no one had challenged it. He occupied space simply because he had been allowed to. Then one day the ark of the Lord was brought in. No confrontations, no debates, just presence. And the presence was too heavy, the presence was too dense, too full of truth for a lie to remain standing. Dagon did not argue, neither did it resist. It simply fell flat on his face, because when the true God enters a space, everything pretending to be God automatically assumes a position of worship. The people came in and lifted Dagon again. They did what humans often do. They helped an idol recover from a fall God clearly caused. They dusted it off, straightened it up, and pretended nothing had happened. After all, some idols are sentimental. Some are inherited. Some are inconvenient to lose. But when the presence returned, Dagon fell again. And this time, it did not survive the encounter. Head broken, hands shattered, no capacity to rise, no strength left to hold anything. Because when God deals with competition, He does not issue warnings twice. And hear this.
God did not push Dagon. He did not strike him. He did not wrestle him down. He simply stood there. That's the danger of the presence. It exposes without explanation and it judges without effort. Dagon did not fall because God was aggressive. It fell because God was present. I'm saying this because the Lord is about to fill his people with a presence so weighty that whatever has been quietly competing with him will no longer be able to stand. Things that were never announced as idols, things that started as habits, routines, safety nets, just in case backups, things trusted for favor, direction, peace, or control. The Lord says, I will no longer share space with substitutes. Even homes, even rooms, even places where my name has been mentioned, but my authority has been negotiated. The Lord says he is deliberately pouring his presence there, not to scare, but to cleanse. And when he arrives, whatever has been lifted for too long will fall. Whatever was propped up by fear, tradition, compromise, or convenience will collapse under the weight of his glory. The Lord says he's reclaiming his children. He's pulling them back from the grip of what slowly replaced him. He's restoring what drifted, repossessing that was taken, and bringing his people fully, undivided, and back into his hands. Dagon must fall. It already fell because once and was held back up by human hands. But the Lord says this time it will be crushed completely. No rebuilding, no repositioning, no second chance. Because when God fills the space, rivals don't relocate. They are removed and diminished. Wat het gebeur? Daai stad waarin Dagon geval het, is gesaai met peste, seere op mense, rotte infestation in daai stad. Mense het begin doodgaan, een na die ander. Toe sê hulle, ons kan nie, hierdie ark moet skuif, hy kan nie hier, hulle vat hom na die volgende Filistynse stad. Toe slaan die peste toe op daai stad. En mense begin dood te gaan. Die ouens vlug. Hulle roep uit, hulle sê, wat het ons gedoen? Hulle vat hom na die volgende stad. Hulle sê, hierdie ding moet terug gaan Israel toe. Maar voor hy kan gaan, moet hy deur 'n volgende stad gaan. Mense gaan dood. Voor die voet. Hulle sonde word exposed. Uiteindelik, hier is hy op pad Israel toe, en hy kom in die een dorp in Israel aan. En die mense besef nog nie, die pen het nog nie gedrop in die harte van Israel, wat die Here vir hulle probeer sê nie. En die mense wat na die ark gekyk het, 70 mans, val dood neer. Gelowige, kinders van God, wat dink ons kan speel met die teenwoordigheid van die Here. Uiteindelik is die ark na volgende dorp toe. Daar het hulle hom gelos vir 20 jaar. En uiteindelik het die volk, die Israeliete, gekla oor hulle verdrukking. 20 jaar lank is die teenwoordigheid van God vergete. En die Israeliete begin kla, en Samuel staan op en hy sê in hoofstuk 7, ek is hierso by vers 3, as julle met julle hele hart na die Here toe terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uit verwyder, ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die mag van die Filistyne. En wat het gebeur? Israel het hulle knie voor die Here gebuig. Saam het die volk bymekaar geroep, hulle het gevas en hulle het gebid. Hulle het op hulle knieë voor die Here gesak. Toe die Filistyne hoor die volk is bymekaar, toe kom hulle met hulle volle weermag om hulle aan te val. En God sê vir Samuel,
Staan stil, hou my dop. Die Here stuur donder weer uit die hemel uit. En hy verwoes die Filistyne. En die Israeliete sonder voorbereiding jaag hulle agterna en verwoes hulle Here en weermag, een na die ander. Because God was present. And people had the courage to confess their sins. And to acknowledge that they are nothing without Him. Die woord van God sê in Jesaja 42 vers 8 in die Engels, For I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another. My kabod I will not give to another, nor my praise to carved images. Hierdie kan 'n carved image wees. Psalm 24 vers 3 en 4 sê die Here, wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom gaan staan? Wie mag in die teenwoordigheid van die Here ingaan? Die een, wie se hande rein is en wie se hart gebroken en opreg voor die Here. Those are the ones that may enter His glory. Isaiah 60 verse 1 says, Arise from the prostration and depression in which circumstances have kept you. Rise to a new life. Shine, be radiant with the glory of the Lord, for your light is come, and the glory of the Lord is lifted upon you. God sê vir sy volk, ek wil my heerlikheid oor julle uitgiet, maar my heerlikheid deel ek nie met idols nie. Wie kan in die heerlikheid van die Here staan? Hulle met rein hande en met gebroke harte. Kom ons sit, sluit die oë, sit net my die lig af en saggies musiek. Kerk van God. Ek voel die boodskap is duidelik. As die Here met jou praat. Is jy bereid om saam met my op jou knie voor die Here te val? As die Here vandag met jou praat, is daar goeders is wat jy weet. Nie reg is nie, as goed as wat jy voel, jy moet bely. Dis nie iets wat ek saam met jou kan doen nie, dis iets wat jy voor die Here. You need to render your heart. Jy moet jou hart breek voor God. Jy moet sê, Here, kom was my hande wat vuil is. Reinig my gedagtes, my God, reinig my hart. Ek het verhard. Ek het gedink ek is okay. En ek vergelyk myself met ander en sê, ag, weet jy wat, ek is nou nie so erg soos daai ou nie. Maar intussen tyd mis ek die teenwoordigheid van God. Intussen tyd is ek leeg. Intussen tyd vertoef ek in 'n woestyn. Terwyl God sy teenwoordigheid vir my wil bied. Maar my hande is vuil. My hart is duister.
As die Here met jou praat, wil jy nie saam met my, as dit vir jou moontlik is, op jou knieë gaan. Nie daar waar jy is. Vader, ons kom voor U in verootmoediging, Here. Sal U ons toevou met U? Sal U ons genadig wees? Vergewe ons, reinig ons, raak ons aan. Ons het U nodig. Ons het U vergifnis nodig. Ons het U genade nodig. Here, ons het U geïgnoreer. U het ons geroep. Na die binnekamer het ons geroep. En gesê, kom na my toe. Maar ons reageer nie, ons weet, ons moet. Maar daar is soveel goed wat ons aandag verg, daar is soveel carved images, wat ons tyd opneem. Vergewe ons, Here, dat ons hier afgeskeep, vergewe ons dat ons U nie geprioritiseer het nie. Vergewe ons, Vader, dat ons oë gekyk het na goed wat nie U hart roer nie. Vergewe ons en reinig ons hart. Ons wil breek voor U. Ons breek ons harte vandag. Daar waar jy is, praat met die Here. Praat met die Here daar waar jy is. Breek jou hart oop voor hom. Wat toe dat die Here met jou hart werk. Vader, U is, Here, U is die een wat na ons harte kyk. U weet wat in elkeen van ons harte aangaan. En U kom en raak ons aan. Ek vra dat U harte sal reinig.
hande sal reik. Dat u genade ons sal toevat volgens. Dat u gees ons sal bedien. Dat u ons in u arms sal neem en sal sê, my seun, my dogter, ek is hier. Dis hoekom ek my seun gestuur het. Dis hoekom hy gemartel is, dis hoekom hy gepynig is, dis hoekom hy sy lewe gegee, sodat jy kan lewe. Want wie sal kan staan in my teenwoordigheid? Wie het werklik rein hande? Niemand. Dis net deur die genade van die Here Jesus Christus wat jy kan staan. Vader, gee dat ons u genade sal aangryp vanoggend, gee dat ons harte sal bly ontbloot voor u. Gee dat nie hier sal stop nie, gee dat ons in ons binnekamer sal ingaan. Lord, that we will pursue you. That's what you say in Psalm 24. This is Jacob, the generation of those who seek me, who seek my face. Ons wil die aangesig soek. Ons wil ons harte ontbloot. We want nothing else but you. And you alone. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. Ons Heer. Ons Heer. Amen. Amen.